Goeiemôre, broers en susters, hartlik welkom. Van die kant van die kerkraad net die volgende afkondigings. Die katekisasie sal vanmôre voortgaan vir die laerskoolkinders soos normaal en ons drink saam tee. En dan sê ons hartlik geluk aan die volgende senior lidmate wat hierdie week verjaar. Suster Tisha Engelbreg van Aliquando verjaar Woensdag. Broer Toby Meiburg van Sewe Damme Donderdag en Suster Estel Sans verjaar Vrydag. Ons sê vir hulle baie hartlik geluk. En dan belangrik die blydeniskinders wat eerskomende Woensdag aand ondervra moet word met die oog op blydenisaflegging. Ons moet dit 'n week aanskuif want ek self moet 'n begrafnis gaan hou op Barkley Oos en ek dink nie ons gaan betyds terug wees nie. So die kinders wat ondervra moet word moet kennis neem dat ons volgende week die ondervraging sal hanteer die 2 September. En dan vra ons net dat u weer die sitplekke sal inneem na die diens dat ouderling Louis van die kerk wil net oor die potte en spitte dag net vinnig vir ons iets sê. Kom ons sing vooraf, broers en susters, terwyl ons so sit, lied 476, die eerste en die 4de vers. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 149, die eerste, die tweede en die 4de vers.
Kom ons bely saam ons geloof, die geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ja, wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Na die wet van die Here, broers en susters, antwoord ons uit Skrifbreiling 9:3. Ons sing albei die verse. En kom ons luister na die Here se wet, met die gesindheid dat ons ons lewens daarvolgens wil inrig, omdat ons dankbaar is, dat ons met God versoen kan wees. En ek hou dit vanmôre voor, uit Kolossense 2:3. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, naamlik onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, naamlik woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom.
bid saam. Ons Vader in die hemel, dit is vir ons heerlik om vanmôre weer hier in die teenwoordigheid te mag verkeer, waar U vriendelike aangesig oor ons laat skyn. Ja, U vergeld ons nie vir wat ons verkeerd doen nie. U hou nie boek van die kwaad nie. Maar U is 'n barmhartige Vader, wat ons telkens vergewe. En daarvoor dank ons U, daarvoor loof ons U. Ja, ons wil dit voor die wêreld uitroep. Daar is geen God behalwe U nie. U is die enige ware God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En so roep ons U aan as die Here van die leerskare. Ja, alles wat roer en beweeg, moet voor U buig. Elke tong moet bely dat U God is. En elke knie moet voor U buig. En erken dat daar net een middelaar is tussen U en ons, naamlik ons Here Jesus Christus. En dis alleen in Sy naam wat ons tot U nader, en dan is dit vir ons so wonderlik, o Vader, om te weet, U hoor as ons tot U roep, U slaan ag op ons gebede, want U is in beheer van ons hele lewe. Ja, U beskik oor ons. En daarom wil ons diepe afhanklikheid van U erken en bely. Ja, ons kan nie eers een asemteug gee, as U nie U genade oor ons beskik nie. Wil U ons daarom, hier waar ons saam is, wil U vir ons seën in hierdie oomblikke. Maar dink ook aan hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie. U ken elkeen se omstandigheid. Maar Vader, ons lê ook voor U die omstandighede in die wêreld. U weet, die wêreld waarin ons leef is maar 'n bose wêreld, 'n stikkende wêreld. En daarom bid ons U dat U U kinders sal bewaar. Dat U die werke van die bose sal vernietig. Dat U sal gee dat U wil sal geskied op elke plek. Dat U naam geheilig sal word op elke plek. En dat U koninkryk mag kom. Seën ons nou as ons U woord oordink. Wil U ons daardeur troos en ons oprig. Dit alles bid ons van U, alleen maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing die 3de en die 6de vers van Psalm 89.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit Levitikus weer uit hoofstuk 10 en hoofstuk 16. Jy sal onthou, ons het verlede week stilgestaan by die versorging van die vuur. Die vuur mag nie doodgaan nie. Dit dui op ons voortdurende toewyding aan die Here. En vanmôre staan ons stil by Levitikus 10. Ons lees die eerste 3 verse, dan lees ons Levitikus 16. Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'n Vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontsag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. En dan blaai ons na hoofstuk 16. Ons lees daar ook vanaf vers 1. Aaron se 2 seuns het gesterf toe hulle 'n offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nie sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan, na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark, en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linnenklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy 2 bokramme as sondeoffer kry en 1 skaapram as brandoffer. Hy offer dan eers die bul wat vir homself bedoel is as sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en vir al die priesters. Daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe, in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron looitjies trek oor die bokke. Die een looitjie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Asasel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Asasel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Asasel. Wanneer Aaron die sondeoffer wil offer wat vir homself bedoel is, en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af, wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek, waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Die kernverse, broers en susters, die laaste 2 verse, waar die Here sê, hy moet 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi, sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek, waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Broers en susters en kinders, ons wat onheilige mense is, hoe kan ons by die heilige God uitkom? Daar moet eers vir die probleem van ons sonde 'n oplossing gekry word. En die oplossing
kry ons hier in Levitikus 16. Hierdie hoofstuk word deur die verklaarders genoem die evangelie van die Ou Testament. Want hier word alreeds vir ons gesê, hoe noodsaaklik is Golgotha uiteindelik. Want sonder Golgotha, sonder die Here Jesus se kruis, is ons verlore. En die eerste skaduwees van Golgotha sien ons reeds hier in Levitikus 16. Sommer in die eerste verse lees ons van die probleem van die sonde. As ons lees van die dood van Aaron se 2 seuns. En dis 'n ontstellende geskiedenis. Waarom het die Here hulle sommer daar laat sterf? Ons het in hoofstuk 10 gelees. Hulle het vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Want die Here het baie duidelik bepaal, as daar reukwerk voor sy aangesig gebring moet word, dan moes die kole van die altaar afgeneem word. Die altaar waarop die vuur van die Here was. En slegs die hoëpriester mag so 'n offer gebring het. En dis hier waar Aaron se 2 seuns, Nadab en Abihu, teen die Here gesondig het. Daar staan hulle het vreemde vuur voor die Here gebring. Dit beteken, hulle het vuur gebring wat nie van die altaar afkomstig was nie. En hulle wat gewone priesters was, hulle wou die werk van die hoëpriester doen. En hoekom is die Here se straf so erg? Want deur vreemde vuur te bring, het hulle die vuur van die Here misken. En die vuur van die Here, so het ons verlede week gehoor, was die simbool van die Here se magtige teenwoordigheid. Met ander woorde, hulle het die teenwoordigheid van die Here misken. Hulle het hulle eie eer gesoek, in plaas van die eer van die Here. En dan lees ons daar, dat vuur uit die hemel gekom, en hulle het gesterf, daar voor die oë van die hele volk. Want die volk moet weet, ons God is 'n verterende vuur. Hy laat hom nie misken nie. Nie gewone priesters nie, maar die hoëpriester alleen mag tot God nader, en eers as hy vir homself ook versoening gedoen het. Hy moes namens die volk versoening doen. Hy was die verteenwoordiger van die volk. En selfs die hoëpriester moes op 'n baie spesiale manier toetree. En die volk wat in die voorhof gewag het, hulle moes met gespanne afwagting, moet hulle op die hoëpriester se toetrede konsentreer die hele tyd. Want hy tree voor God in ten behoewe van die volk. Wanneer Aaron reggemaak het om in die allerheiligste vertrek in te gaan, dan sê die Here, moet hy die vuurpan so vol maak as moontlik met gloeiende kole van die altaar af. Die kole kom van die vuur wat die Here aangesteek het, daardie vuur waarvoor daar besondere sorg nodig was. Dit was anders as die vreemde vuur wat Nadab en Abihu gebring het. En dan sê die Here, hy moet 'n dubbele handvol, met ander woorde, soveel as moontlik wierook moet hy op daardie kole plaas, tot 'n aangename geur. En dan staan hier, hoekom die vuur en die rookwerk? Anders sou hy sterf. En dis wat so belangrik is, broers en susters. Hoe sou die wierook en die kole sorg dat die hoëpriester bly lewe? Ons moet onthou, die verbondsark het daar in die allerheiligste vertrek gestaan. En die verbondsark was die simbool van die Here se teenwoordigheid. En die wierook maak 'n rookwolk. Enerzijds wat lekker ruik,
En die rookwolk bedek die deksel van die verbondsark, waar God se teenwoordigheid geopenbaar word. En dit het 'n drieërlei betekenis. Die rookwolk moet die deksel bedek, want niemand mag God sien en bly leef nie. Daarom moes Aaron die wierook so plaas, dat dit tussen hom en die verbondsark is. En verder, moet hierdie wierookwolk moet die sondige mens bedek, sodat die mens, Aaron, nie deur die Here se heerlikheid verteer word nie. En dan laastens, die belangrikste betekenis, hierdie wolk van wierook, soos meermaal in die Bybel, dui op die gebede van die sondaar tot God. En wat was die werking van so 'n gebed? Eerstens, dit bedek die mens se aaklige sonde voor die allerheiligste God. En tweedens, die wierook moet die aaklige stank van die sonde verdring. Die stank wat aan ons kleef. En daarom moes Aaron eers vir homself bid, voordat hy vir die volk kon intree. Ook sy sonde as hoëpriester moes voor die Here bedek word. Alleen op daardie manier kon Aaron die hoëpriester dit waag om tot God te nader, anders sou hy sterf. En dit moes die hoëpriester elke jaar doen. Die groot versoendag moet elke jaar plaasvind. Elke jaar aan die begin van die Israelitiese jaar moes die hoëpriester versoening doen, sodat die volk die nuwe jaar kon ingaan as versoendes met God. En nou sê die Bybel, daardie versoendag was maar 'n skadubeeld van die werklikheid wat moes kom. Want daardie hoëpriester Aaron het heen gewys na ons Here Jesus Christus, ons hoëpriester. En toe God se ewige versoendag vir die ganse mensdom aangebreek het Jesus Christus as ons hoëpriester, het hy ook eers gaan stil staan om te bid. Dit was op daardie donderdag aand voor sy kruisiging die Vrydagmôre. En dan bid hy nie soos Aaron gebid het nie. Want die Here Jesus het nie sonde gehad nie. Hy was die volmaakte, die sondelose. En hoor dan wat bid die Here Jesus, ons hoëpriester, vir ons. Ons hoor reeds die oorwinningstone in sy gebed. Hy sê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. Hoor die broers en susters, hoe bid hy vir ons? Hoe het hy vir ons gebid? Dat hy vir ons die ewige lewe sal gee. En 'n paar verse verder, dan bid hy, dan sê hy, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar ek bid vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En dan sê hy, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam. En die volgende dag, op Golgotha, sou hy hierdie gebed met sy bloed bekragtig. En sonder ons Here Jesus Christus, durf ons nie tot God nader nie. Want God is die heilige God, hy is 'n verterende vuur. En juist daarom moet ons met gespanne afwagting altyd konsentreer op hoe dat die Here Jesus vir ons intree by God die Vader. Daar waar ons verteenwoordig word, gaan dit gepaard met die aaklige stank van ons sonde. En daarom is daar vuur en wierook nodig vir ons gebede. Vuur wat
die aangename geur van die wierook na vore bring. En die vuur het ons ook verlede week gesien, dui op die gees van God. Die mensegees is maar effens. Ons kan nie uit onsself 'n aangename geur voortbring nie. Daarom is God se gees nodig om ons gebede 'n aangename geur te gee. Dis waarom Paulus skryf in Romeine 8, die gees van God staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En die reukwerk, broers en susters, die reukwerk van ons gebede word gedra deur die offer van Christus, die hoëpriester wat homself vir ons geoffer het. En dis sy offer wat ons sonde voor God bedek. En as ons dan so deur ons Here Jesus Christus tot God nader, dan ontvang ons die heerlike versekering dat God ons gebede hoor en verhoor en dat hy ons vergewe. Hoor hoe bid die gelowiges wat reeds vergader is om die altaar in die hemel. Johannes sê, die gesig wat hy gesien het, dan sê hy, 'n ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook, wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Besef jy, broers en susters, wat doen ons gebede? As die engel die gebede van die gelowiges op die aarde uitgooi, daardie bak, dan begin God se oordeel. Dis die begin van die oordeelsdag. As ons dus tot God nader, dan bid ons dat die Here gou moet kom, sodat hy die bose finaal kan vernietig, sodat ons vir altyd dan by die Here kan wees. Hoe nader ons dus tot God? As ons sy genade soek. Ons vestig ons aandag op ons hoëpriester, ons Here Jesus Christus, wat vir ons intree. En ons sorg vir regte vuur, en ons sorg vir die wierook, ons gebede. Want ons ontvang die versekering. Alleen maar deur ons Here Jesus Christus is ons altyd 'n aangename geur voor die Here. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ja, ons dank U vir U groot genade, dat ons deur ons Here Jesus Christus altyd voor U 'n aangename geur mag hê. Ja, ons is vir U aanvaarbaar, alleen maar omdat ons Here Jesus ons met U versoen het. En ons kan U nooit genoeg dank vir die offer wat ons Here Jesus gebring het nie. En ons wil vanmôre weer, en elke dag, wil ons U dank, o Vader, vir U genade, vir U goedheid, vir U liefde, vir U seën. Ja, U waak oor ons elke dag. U versorg ons met alles wat ons nodig het. En U beskik altyd vir ons ten goeie. Wil U ons leer, o Vader,
om op U te vertrou, en gee dat ons elke dag ons oog gefestig sal hou op ons Here Jesus Christus, Hy wat die begin en die volëinder is van ons geloof. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid, broers en susters, vir liefdegawe en daarna sing ons skrifbereiding 18:7. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen.